Ek kan sien, is nogal moeilik vir party om dit te doen. As ek so kyk na julle oë en wat van my kyk, jy weet, is soos, wat bedoel jy nou? Jy weet, wat moet ek nou doen? Jy weet, maar dit is so 'n lekker tyd eintlik hierdie, as jy daaraan dink, dis so tussen Kersfees en Nuwe Jaar, jy weet, en wat doen ons nou hierso, jy weet, moet ek nog sê geseënde Kersfees, moet ek sê voorspoedige Nuwe Jaar, waar is ons nou eintlik in hierdie tyd? So in hierdie tussenin tyd, jy weet, en vandag is 'n lekker dag om net ontspan, en ek glo dat die Here 'n spesiale boodskap het vir ons, en vir elkeen van ons. En ek wil jou nooi om vanoggend net jou hart oop te maak, en in hierdie atmosfeer, en ek weet nie of jy dit beleef het vanoggend, wat ons gesing het. Het jy ook beleef 'n vryheid? Net 'n rustigheid, 'n ligtheid, en ek wil so, kom aansluit by Roan vanoggend, jy weet, in hierdie tyd van rus, ek hoor, julle vra vir mekaar, het jy dan 'n bietjie gerus, jy weet, is jy besig om te rus, en ek weet nie of jy op vakansie was, en jy kon gerus het nie. Dis die eerste jaar dat ons by die huis is in hierdie tyd, en dit het so 'n dag of 2 gevat, net om ou so heroriënteer, weet, hier's nou nie 'n see wat gaan hier voor wees elke oggend nie, of daar's nie 'n bos waantoe jy, dis huis. Maar is dit nie dat mense by die huis ook kan rus nie, né? En eintlik wat gebeur het is, ons het bietjie voorgekom met 'n paar goed. Bietjie ingehaal en 'n bietjie voorgekom, en dis lekker om bietjie tyd te spandeer en goed, en mense wat belangrik in ons lewe. En so ek hoop vanoggend as jy hier sit, het jy so bietjie al gerus. Ek kom vanoggend bietjie praat met jou oor, hoe kan ek en jy leef binne 'n wêreld wat ons nie eintlik wil toelaat om te rus nie. Daar's baie ons wat ek mee gesels, en mense wat in ons kampus selfs is, wat werk vir oorseese mense, en is asof hulle nooit rus nie. Die challenge is eintlik dat hulle ritmes is nie dieselfde as ons, en jy weet, wanneer dit hierso die son begin sak, dan begin hulle lewe, en dan werk jy vir mense wat eintlik 7 uur, 8 uur, 12 uur vanaand is hulle besig om te werk, en jy rus dalk nooit nie. So vanoggend, as ek met jou gesels, dan is dit in hierdie tyd wat ons begin dink aan 2026, en ek dink ons kan nie anders as om in hierdie week wat kom te begin dink aan hoe lyk die jaar vorentoe, en ek wonder, wat is jou drome vir hierdie jaar vorentoe? Jy weet, wat is die goed waaraan jy dink, as jy dink aan 'n volgende jaar? As ek aan myself dink, dan dink ek, wat wil ek meer van hê en wat wil ek minder van hê? Ek wil die lewe meer geniet volgende jaar. Ek wil rustiger wees. Ek wil met meer passie werk. Ek wil die Here sien werk in meer mense se lewens, sonder om meer te werk. Ek wil 'n amazing jaar beleef. Wanneer van jou, hoe dink jy daaroor? Vanoggend wil ek jou 'n vraag vra. Is dit moontlik dat ek en jy die begeertes wat die diep in ons hart is, dat ons daai begeertes kan kry? As ons eerlik met onsself is, dan het ons begeertes wat eintlik gaan oor meer, oor groter, oor verder, oor lekkerder. En dit dryf ons om baie besig te wees in ons lewe. Dit dryf ons om baie planne te maak heeldag, om seker te maak dat my beplanning is reg, en dat my dagboek is reg, en dat ek weet vooruit dink. My seun trou in Augustus, en hulle is op die oomblik in vakansie in Virginia, daarna by Washington. Hy is saam met sy aanstaande skoonfamilie, en elke dag kry ek 'n boodskapie. En die boodskapie gaan oor die beplanning vir Augustus. Ek bedoel, dis Desember. Kan ons net 'n bietjie rus nie? Maar ek verstaan, jy weet, hulle dink so lank, en dis 'n bietjie vakansietyd vir hulle, en hulle wil so dink, maar jy weet, ek en jy is so besig om te jaag na wat ons wil hê. Ons is so besig om weg te hardloop van wat ons nie wil hê nie, en dit maak ons moeg. Ons leef in 'n wêreld wat ons uitput, maar daar nog meer is om te kry, iets niets is om te kry, jy weet. En selfs Christene in ons tyd is besig om uit te brand. Selfs Christene. Ons lewens lyk nie soveel anders as die wêreld nie. En dis die storie eintlik van die lewe in die wêreld waarin ons lewe. As daar moegheid is, en daar gejaagdheid is, en as jy met mense praat, ek het nie tyd nie, ek het werk, jy weet, en hoe gaan dit? Nee, werk. En vanoggend wil ek met jou gesels oor, hoe sal dit lyk as
as die Here, as God, in hierdie jaar, as die Here die een is, wat my en jou se lewe beheer, hoe kan dit lyk? Hoe kan daai belewenis wees as die outeur kom, en hy kom leer ons, en hy die beheer? En ek glo dat die Here het vir my en vir jou 'n nuwe kwaliteit van lewe kom gee. Dat die Here vir elkeen van ons het hy 'n nuwe vlak van lewe kom gee, 'n lewe wat Jesus vir ons kom wys het, en 'n lewe wat hy wil hê jy moet ontdek, en 'n lewe wat hy wil hê jy moet leef. In my eie taal noem ek dit die koninkrykslewe. Dis die hemelse lewe. Dis die koninkryk het gekom en dis moontlik om nou te lewe. En Jesus kom en sy genade het vir my en vir jou dit absoluut moontlik gemaak om te leef in 'n ander vlak van lewe as wat ons elke dag beleef. En wat dit so ons prentjie is so van hoe die lewe om ons lyk. Maar die Here nooi ons na 'n nuwe prentjie toe. En ek wil saam met jou 'n bietjie tyd spandeer vanoggend, waar ek jou uitnooi om te dink oor jou lewe en om jou lewe te kom herbelyn met God se plan. En te kom leer by hom, hoe lyk jou lewe binne in sy plan? Ons begin 'n nuwe reeks, soos op die bord sien, ritmes van genade. En ons wil met jou gesels oor 3 weke, oor 3 ritmes in ons lewe. Die ritme van rus, die ritme van die woord, die ritme van gebed. Hoe lyk dit? Godsdiens het vir ons probeer kom vertel hoe dit lyk. Maar hoe lyk dit wat Jesus vir ons kom wys? Godsdiens wil vir ons kom dit swaar maak, dit moeilik maak, dit 'n ekstra maak, dit 'n moet maak. Dit wil kom dwing. Dit wil kom sê as jy dit nie doen nie. Maar Jesus het 'n ander manier gehad. En ek en jy gaan vanoggend kom en ons wil kyk na rus vanoggend, die ritme van rus en ek wil jou vra, laat Jesus toe om vanoggend met jou hart te kom praat oor rus. So ek lees vir jou uit die Message vertaling uit, né? So julle weet dat die Message is Engels en is so bietjie anderste. Maar daar's 'n besondere boodskap in hierdie gedeelte waar Jesus kom praat. Hy praat in dis Matteus 11. En in hierdie gedeelte is Jesus besig om te praat in die heel eerste gedeelte. Daar's so 3 gedeeltes in Matteus 11. Die eerste gedeelte was die vraag wat gekom het van Johannes af deur sy disippels: is U die Christus? En hy antwoord dit. En dan is daar die tweede gedeelte wat hy praat oor die stede waarin die grootste wonderwerke plaasgevind het van wat hy gedoen het, en hulle het nie geglo nie. Matteus 11 vers 20. En daai verse 20, 21, 22 praat hy oor die stede en julle wat nie die waarheid en die getuienisse vat nie, wat my glo nie. Julle wat my eintlik wegstoot. En hy praat met daai groep mense. Maar dan kom praat hy met 'n ander groep mense. In Matteus 11 vers 28. Voordat ons dit lees, haal dit net weer van die bord af vir my. Daar's tog so 'n stukkie voor hierdie wat ek net wil noem. In Matteus 11 vers 25 sê Jesus vir die Vader, hy sê: Vader, dankie dat U hierdie waarheid, dat U hierdie woord oor genade, die woord oor die koninkryk, dat U dit kom openbaar het aan kindertjies. Kinders bedoelende kinderlikheid. Mense wat dit ontvang soos kinders. As die wat dit weerstaan, groot getuienisse, groot wonderwerke gedoen, dis soos kan net die Here wees. Absoluut weerstaan. En dan kom hy en hy sê: dankie Vader dat U hierdie waarheid oor die koninkryk, dat U hierdie lewe wat U kom bring het vir mense, hierdie lewe wat Jesus vir ons voorkom sterf het, hierdie lewe waarin hy opgestaan het en waarin elke ene wat glo opstaan. Hy sê: dankie Vader dat U vir kinders dit kom wys het. En dan kom sê hy Matteus 11 vers 28. Dan praat hy met die om hom, die wat hom volg, die wat daar is, die wat glo. En dan sê hy die volgende: Are you tired, worn out,
Burnt out on religion. Is julle moeg van al die reëls wat die leiers van die dag op julle plaas? Is julle moeg van al die goed wat julle moet doen? Hy sê, come to me, get away with me, and I'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Kan jy die uitnodiging van Jesus hier sien? Hy sê, as jy moeg, is daar iemand wat moeg is hier? Hy sê, as jy uitgemergel, as jy uitgeput, hy sê, kom. Hy sê, loop saam met my. Hy sê, kom kyk hoe ek doen. Kom kyk hoe ek leef. Hy sê, leer by my. Hy sê, ek wil jou leer wat nie moeilik is nie, wat lig is. Ek wil jou leer hoe lyk dit wat 'n ongeforseerde lewe is. Hoe lyk 'n maklike of 'n gemaklike lewe. Dis die gedeelte waar ons in die oorspronklike vertaling sê, waar hy praat van my juk is sag en my las is lig. Jy sien, wanneer ek en jy saam met Jesus stap, beteken nie daar's niks wat ons moet doen nie. Dan daar's geen las wat hy op jou sit nie. Daar's geen verantwoordelikheid wat jou gee nie. Nee, dit is nie die waarheid nie. Maar hy kom leer ons. Is ongeforseer. Is gemaklik. Jy sien, godsdiens is nie gekompliseerd nie. Want geloof is nie gekompliseerd nie. Geloof is 'n lewenstyl van vertroue op die Here. Geloof is 'n manier van leef waar ek my lewe oorgee aan hom en ek waar vir hom kyk en waar ek hom volg en waar ek by hom leer. Maar ek sien wat hy doen. Ek sien sy voorbeeld van my. Want Jesus is 'n voorbeeld van jou, kind van God. Ontdekking van wie ek is, van my identiteit. En 'n ontdekking van hoe leef ek nou vanuit die koninkryk as 'n kind van die Here. Wat 'n amazing inhoud. Wat 'n amazing inleiding. Dink ek, wil die Here vir ons kom gee vanoggend. Jy sien, wanneer Jesus kom nooi hier, dan kom doen hy dit anders as wat die rabbies het gedoen het van daai tyd. Hy was ook bekend as 'n rabbi of 'n leermeester. Mense het hom so aangespreek. Maar hy leer by hom op 'n ander manier, want die rabbies van daai tyd, wanneer hulle mense genooi het om saam met hulle te loop, wanneer hulle eintlik jong manne genooi het saam met hulle loop, wanneer hulle disippels genooi het om saam met hulle te loop, dan het hulle net die beste van die beste genooi. Jy was uitgesoek gewees, want jy het alles reg gedoen. Jy was goed genoeg gewees, en ek wil hê jy moet saam met my kom loop. Maar Jesus, wanneer hy kom nooi, dan sy kwalifikasie, almal wat vermoeid en belas is. Almal is uitgenooi. Daar's niks wat jy moet doen om saam met Jesus te loop nie. Daar's niks wat jy moet bereik nie, daar's niks wat jy moet bewys nie. Hy nooi almal. En ek wil jou vanoggend wys op hierdie uitnodiging van die Here vir jou. Hierdie uitnodiging van 2000 jaar gelede is vandag die Here wat my en jou kom steeds uitnooi en sê, kom, loop saam met my. Dis 'n keuse wat ons maak. Dis 'n keuse wat ek en jy maak om te sê, Here, ek wil. Niemand kan dit vir jou maak nie. Ek kan jou nie forceer nie. My woorde kan jou nie forceer nie. Ek kan jou net inspireer en toelaat dat die Here kom en inspireer jou om regtig sy hart te hoor vir jou vanoggend. Om by hom te kom leer. Dat geloof is nie om hard te probeer nie. Genade vra nie meer reëls van jou nie. Genade kom vandag en dit bemagtig jou om vanuit rus te kan lewe elke dag. Nou hoe sien ek en jy rus en rus, né? Ons sien net pyjamas, popcorn en 'n movie. Weet, ons het vandag net 'n bietjie ingelê. 'n Bietjie gechill. Of is vakansie vir party, né? Yes, jy moet net 'n bietjie wegkom. Dis vir ons rus, jy weet. Slaap, vakansie,
en boek lees. Wie van julle lees graag boek? Boek lees. Al by my is ook 'n boekleser. So ek sê, dink aan die plaas, altyd my swaar gaan kuier, as hy boer hard gewerk van vroeg in die oggend af, en dan slaag geëet het, middagete, en dan sê nee, hy gaan net so 'n bietjie 'n uiltjie knip. Rus. Skuins lê, is een wat my ouma gebruik het. Nou die Bybelse gedagte van rus is so 'n bietjie dieper. Die Bybelse gedagte van rus, wanneer die Bybel praat oor rus, dan is die perspektief van die Bybel baie dieper, dis kragtig en rus vanuit 'n Bybelse perspektief is lewensvormend. Dit het so 'n kragtige uitwerking op jou lewe. Rus. Is om te rus van werk, is om te rus van enige gedagtes van werk, is om te rus van wat ek graag wil hê en dit wat ek jaag. Is om te rus van dit wat my jaag. Kan nie anders om te dink aan die ratreis nie, né? Hy willetjie moet sing. En is om te rus van worry. Dis wat 'n Bybelse perspektief is. Jy sien, rus het te doen met 'n afsny en met 'n absolute breek van dit wat hierdie vryheid en die ligtheid in jou lewe wil kom steel. En is om op 'n gereelde basis my lewe te anker in die goedheid en in die opinie van die Here. Wat sê die Here van my? Dis wat ware rus is. Sien, dis die nuwe kwaliteit van lewe wat die Here vir my en vir jou het, is om te kon ontdek wie is ek in hom, en om te kon ontdek wat sê hy oor my, om te kon ontdek wat is dit wat hy vir my het om te doen, en om te hoor hoe hy kom sê vir my, well done. En in hom net te kan rus. Nou my en jou lewe, as ons praat van rus, bestaan uit 'n paar dimensies, né? Rus is nie net een dimensie nie. Ons het 3 dimensies in ons lewe, en dis liggaam, siel en gees. En baie van ons, as ons dink aan rus, dan dink ons amper net aan die liggaam. Party sal dalk die siel wil bysit, weet ek, my siel het bietjie rus nodig, maar ons het 'n gees ook. So daar's 3 dimensies, en as enige van julle die siel ken, dat die siel is 'n bietjie meer kompleks. Hy bestaan uit emosies ook. Hy bestaan uit hierdie brein in jou gedagtes. En so daar's 'n hele paar dimensies wat ons van praat wanneer ons sê rus. Dis nie net ek hardloop rond en ek moet rus nie. So wanneer ek met jou kom gesels vanoggend, en hierdie uitnodiging van Jesus vir ons bietjie net oopbreek, dan nooi ek jou om te kyk saam met my na al 5 hierdie dimensies van rus wat ons in Jesus se lewe sien vanoggend. Die dimensies van die lewe waarin ons sien Jesus rus. En ons sien hoe Jesus dit prioriseer in sy lewe. Die eerste een wat ek met jou wil gesels is fisiese rus. Ek wil met jou praat oor verstandelike rus, oor sosiale rus, emosionele rus en geestelike rus. Nou die eerste een is fisiese rus. In Johannes 4 vers 5 tot 6 sien ons hoe daar staan, hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Jy sien, Jesus was 'n mens net soos ek en jy. Hy het ook fisiese rus nodig gehad. John Mark Comer is 'n bekende Amerikaanse prediker en 'n teacher. Hy sê, meeste mense is so moeg en so uitgeput, dat om te rus is net nie in hulle manier van lewe, of nie in hulle manier van dink oor die lewe nie. Dink 'n bietjie daaraan. As jy een van daai mense wat rus is nie by jou iets waaraan jy baie dink nie, maar om te werklik te kan rus is nie, ek kan nie eers dink hoe dit lyk of wat dit is nie. Daar's 2 maniere hoe ek en jy fisies rus. Die eerste een is slaap en die ander een is aktiwiteit. Ons het slaap nodig. Jy het ten minste volgens die wetenskap 7 ure slaap nodig. Nie 5,5 soos dat jy gewoonlik slaap nie. 7 ure tot 9 ure.
Dit is so nodig, maar dit gaan nie net oor dat jy op 'n bed is vir 7 ure nie, dit gaan oor ek en jy het kwaliteit rus nodig. En ek en jy weet dat die goed wat my en jou pla om aan die slaap te raak, is die goed wat hier binnekant aangaan. So ons moet praat oor my verstand. Maar dit is nodig dat ek en jy fisies sal rus, dat ons op 'n plek sal wees waar ons seker maak dat ons hierdie ding wat die grootste skade en die grootste uitputing in my lewe veroorsaak, dat ek op 'n plek kom gereeld waar ek stop en waar ek rus van die fisiese, dat ek my brein kan begin help om af te skakel, want dis waar ons sukkel. Die kroniese druk van stres en werk en finansies en worry, so belangrik dat ek en jy sal slaap, kwaliteit slaap het. Dink hulle praat van hoe belangrik is dat ek en jy vir ten minste 'n uur voordat ons gaan slaap nie 'n skerm gebruik nie. Dis al hierdie goed wat invloed op ons het, en oor elke van hierdie aspek dink ek kan ons so lekker diep gesels vanoggend. Maar as jy net daai ding van jou skerm kan afkry 'n uur of 2 voor jy gaan slaap, gaan jy baie beter slaappatroon ontwikkel. Nou ja, ek is nou nie besig met 'n teaching van slaap nie. Die tweede ding wat nodig is 'n matige tot ligte aktiwiteit. Dit ek en jy nodig om te rus. Ons het nodig om te beweeg. My liggaam is gemaak om te werk en om te slaap. Te werk en te rus. Maar matige aktiwiteit is bewys om geweldige rustigheid vir jou te gee. Hoekom is dit belangrik? Veral in die tyd waarin ons vandag lewe. Want jy sit baie. Wie hier sit baie? Ons sit baie. Jy sit in jou bakkie, jy sit by die koffieshop, jy sit by die studeertafel, jy sit voor die rekenaar, jy sit voor die TV, jy sit. Wie sit hier so baie? Hier's min mense wat bakkies ry, hier's min mense wat koffieshops toe gaan. Kom aan ouens, julle moet koffieshops toe gaan. Ten minste 'n ure 'n dag. Kom hoor by ons het 'n paar goeie name vir julle. Hulle sê sit is die nuwe rook. Dis regtig so, dis 'n feit, hoor. Bedoelende, dis hoe sleg dit is vir jou. Sit maak ons dood in hierdie tyd waarin ons lewe. En ons moet leer om gereeld aktiwiteite kan doen, om iets te gaan doen. Ons het 'n pickleballbaan hier by ons in hierdie jaar gebou. Begin hom gebruik. Jy hoef nie tennis te kan speel nie, maak raak aktief. Begin net 'n paar balle rondslaan. Begin op 'n plek kom waar jy so bietjie liggies begin beweeg. Ek is mal daaroor om te gaan stap. Net te gaan stap. Gister het ek eintlik 'n afspraak gehad met 'n sterk fietsryer, en toe hy nou nie opdaag het, is ek so, yes, ek is baie bly. Want toe kon ek rustig gaan ry. Weet, ou moet so 'n bietjie matige aktiwiteit doen. Dit is so belangrik dat ek en jy beweeg en ons liggaam op 'n plek kry waar ons afsny van dit wat ons vermoei. As jy nou van stap of so nie, begin 'n groentetuin. Die tweede ding is verstandelike rus. Ek en jy het nodig dat ons brein sal rus. Dis seker die ding wat die besigste is in jou lewe, is hierdie brein van jou, wat so aan alles dink, alles wat jy mee besig is. En as ons kyk na Jesus se lewe, Lukas 5 vers 15 tot 16, staan daar, die nuus oor Jesus het egter nog verder versprei. Groot skares het om hom saamgedrom, om na hom te luister en van hulle kwale genees te word. En hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid. Ouens, is so belangrik dat ons sien hoe Jesus die druk hanteer het. Wanneer baie mense kom met baie verskillende goed, jy kan sê hy was die besigste prediker, beraader, dokter en al daai goeters gelyktydig. En jy moet in elke situasie moet jy anders te dink, en dan was daar ook nog gewees die feit dat die Satan het ook nog sy hand oralste in die situasie gehad. Nou, ek dink Petrus kom op 'n stadium en Jesus vertel dat hy weggaan en Petrus weerstaan dit en Jesus sê vir hom, Satan, kom agter my. Jy weet, daar's soveel goed wat hom beïnvloed het. En ons sien in sy patroon, in sy ritme van lewe, hierdie belangrike ding, om te kan afskakel, om te kan een kant gaan. Jesus het hom nie afgesny van mense nie. Jesus het nie, omdat dit het nou too much geraak, om afgesny nie. Nee, dis hoekom hy was.
En baie van ons se lewens is juis vir mense, is juis met mense, is juis saam met mense, en daar's baie mense, en baie stemme, en baie verantwoordelikhede, baie verwagtinge. En dis goed, en die Here het jou gemaak daarvoor, hy het dalk jou daar geplaas in die plekke waar jy is, sodat jy daar kan sy heerlikheid bring. En daarom is dit nodig dat ek en jy 'n lewensritme van die koninkryk leer, waar ons onttrek ons nie van die wêreld nie, ons onttrek ons nie van werk en verantwoordelikheid van besig wees nie, maar daar's 'n ritme wat jy inbou om te kan alleen wees, om te kan weg wees, en jou brein te kan bring op 'n plek waar jy net die natuur kan geniet. Ek love dit soos ek daar stap in Breyerlaan en ek kyk na elke tipe blom en boom en baie keer kom maar mense ook. Die natuur kan ons so geniet. Ek is nie altyd so happy as dit reën as ek gaan stap nie. Maar is ook lekker om te geniet, né? Dit is so belangrik dat ek en jy sal kom in ons tyd waar ons oorgestimuleer word deur ons internetverbindings, deur die media, deur nuusgebeure. Ek bedoel, jy kan letterlik die hele wêreld se nuus in 1 uur kry. En as jy dit doen, is so belangrik dat jy sal kom en kom leer dat ons hoef nie bang te wees dat ons gaan uitmis nie. Ons hoef nie bang te wees dat ons nie ingelig gaan wees nie. Ons hoef nie bang te wees dat ons 'n geleentheid gaan mis nie, want wat Jesus ons vooruitnooi, hy sê, sal jy my vertrou met jou lewe? Sal jy my vertrou dat jy kan minder uitkyk vir geleenthede? Minder worry oor goeders wat kan verkeerd gaan. Minder worry of jy genoeg gaan hê. Minder worry of jy gaan voorkom. Minder worry oor die ekonomie of die politiek of die dinge om jou of die stad. Die potholes gaan nie weggaan nie. Here, wil ek sal jy op hom vertrou. Kan jy hom sien? Kan jy hom beleef? Dis 'n manier van lewe in die middel van alles wat hy vir ons wil kom leer. En ons gedagte wêreld en emosies, al hierdie goed wat ons kop besig hou, wil ons mee kom help. Maar net ek en jy kan die besluit maak om saam met hom te stap en te disconnect van die matrix. Hierdie wêreld wat ons so besig hou en insluk. Interessante gedagte net oor die 7-dag Adventiste. Jy weet, die 7-dag Adventiste het mos 'n 7de dag wat hulle nie rus nie. Nou, dis soos hulle hou by dit. So, hulle het hierdie 6 dae leef en 1 dag rus. En dan nogal aan 'n paar goed wat hulle doen. Nou, hulle eet mos net spesifieke goed, baie gesond, nie verwerkte kos en so nie, maar die 7-dag rus, dit is so geweldige invloed dat hulle navorsing gedoen en bewys dat mense wat 7-dag Adventiste is, lewe gemiddeld tot 11 jaar langer as ander mense. Die statistiek is hulle leef 7 tot 9 jaar langer as ander mense. Maar tot 11 jaar. Ritme van rus. En daar's baie mense wat hierdie ritme van rus op die 7de dag of die Shabbat gebruik. En dit praat eintlik net in hierdie waarheid in wat Jesus vir ons kom wys. Dat ons het nodig om af te skakel van alles. Stilte, alleen wees, afsondering. En dit bring ons by die derde een, dis sosiale rus. Die sosiale rus is nog iets wat gereeld natuurlik in Jesus se lewe saam met hierdie gedeelte wat ons sopas gelees het, waar was, jy weet waar daar staan, groot skares het saamgedrom en hom geluister. So was baie mense, maar het hom gereeld teruggetrek na afgeleë plekke. Dis nog iets wat ons sien in Jesus se lewe, dat hy so gefokus was, baie mense gehad het, maar dat hy gereeld alleen gegaan het. Gereeld alleen gewees het, gereeld weg. Soms het hy die 12 saam met hom gevat, soms het hy 3 saam met hom gevat. En wat hy gedoen het is, om sosiaal te rus, is hy die skares weggevat, maar hy het by hom mense getrek, wat hom weer energie gee. Mense wat in sy lewe, kom 'n verskil maak, en hom kom laat herlaai. En ek en jy het ook sulke mense in ons lewe nodig. Jy weet, is daai mense waar jy kan net op die bank sit en jou skoene kan op die koffietafel wees.
Ek wonder partykeer as ek by mense gaan sit en ek sit my voet op hulle koffietafel. Ek doen dit altyd as ek by mense gaan kuier. Dan wonder ek wat dink hulle nou. Dis eintlik 'n teken van ek ontspan. Ek doen dit nie altyd nie, maar ek doen dit baie keer. Ek doen dit in my huis as mense by my kom kuier, want ek wil hê hulle moet ontspan. Trek uit jou skoene, is kaal voete op die koffietafel. Ons mag dit mos doen, hè? Ja. Spandeer tyd met mense wat jou herlaai. 4-1 is emosionele rus. Ons beleef Jesus in die tuin van Getsemane op daai laaste nag op 'n besondere plek. Wanneer Lukas 22:44 sê, daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur intense angs oorval en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. As jy nie beleef ons Jesus met intense emosie van angs, emosie van paniekerigheid, dalk bang. Wat doen hy? Wat sien ons wat doen Jesus hier? Wat is die sleutel hier van sy lewe? Is hy bid nog ernstiger. Jy sien, wanneer ek en jy emosioneel oorlaai is, wat ek dink ons almal ken, hè? Dat ons almal al beleef het in hierdie afgelope jaar. Ons het nie 'n beraader nodig, of 'n pastoor nodig. Of moet ek sê, ons het nie eerste, jy het nie eerste 'n beraader of 'n pastoor of 'n vriend nodig in daai situasies nie. Ek en jy het die Here nodig. Om te kan trek na die Here toe met my emosie en by die Here te kom sit en aan die Here bekend te maak hoe ek voel. In my lewe is dit iets wat ek geleer het by Adele. Dat sy altyd wanneer sy emosioneel, want jy kan net sê op 'n rowwe plek is. Want sy altyd hierdie gewoonte om by die Here net te gaan sit. En ek het by haar dit geleer. En uit die woord uit sien ek hoe dit strook so met wat ons beleef in die Here. Hoe die Here nie sy emosie weggesteek het nie, hoe die Here gepraat het en hoe die Here gekom het en bedien het. Want hy het die Here eers gesoek. En dit is so nodig dat ek en jy sal rus kry in ons emosies. En die manier hoe ons rus kry in ons emosies is by God. Want hy is die een wat ons kom help. Hy is die een wat ons advokaat is. Hy is die een wat ons helper is. Dis die betekenis van die woord Heilige Gees, die een met ons, Immanuel, is dat hy is my advokaat. Hy is die een wat die beste raad vir my gee. Hy is die een wat my help in hierdie moeilike omstandighede wat ek nie weet wat om met my emosie te doen nie. Dis dit die Here. Baie keer kom sit mense by my in my, en ons sê spreekkamer, my kantoor. Amper verspreek ek my. In my kantoor en dan het ons 'n gesprek oor waar hulle is en emosies en die goed en dan vat ek na die plek toe van gebed. En baie keer vra mense my, maar ek weet nie hoe om te bid nie. Ek besef dis belangrik. Ek weet dis belangrik, maar ek sukkel om te bid en baie mense sukkel om in 'n emosionele oomblik om te kan bid. Maar ek dink is omdat ons nie reg verstaan hoe lyk gebed nie. Wat is gebed in my lewe? Dat gebed is 'n gesprek met die Here. En dat wanneer ek hierdie emosies het, dat ek net by die Here kan kom sit en sê, Here, ek voel nou so. Here, ek weet, U weet. Here, maar ek wil net kom sê, dis hoe ek voel. Here, help my. Ek weet nie wat om met hierdie te doen nie, maar dit is hoe ek voel. En om die Here toe te laat, om die Here die reg te gee, om my hart oop te maak, om hom te laat kom en loop saam met my. Wat ek jou leer, wat ek jou wys, hoe lyk die ongeforseerde lewe saam met my? Lig en vry. En toe te laat dat die Here kom en hy kom gee vir jou perspektief. Dat die Here kom en binne in hierdie chaos van jou gedagtes en jou emosies en jy weet nie wat om te doen nie, dat die Here kom en hy jou kom laat sien wat hy sien. Jy gaan baie minder ander mense nodig hê. Jy gaan eintlik ander kan help.
Die 5de rus wat ons sien in Jesus se lewe is geestelike rus. Jesus het 3 van sy disippels een keer gevat op die berg. Ons noem daai oomblik die berg van verheerliking. En Matteus 17 vers 5 is hierdie oomblik waar Jesus praat met sy disippels hier op die berg, want hulle beleef hierdie amazing oomblik op die berg, en hulle sê, maar moet ons nie hierso 3 huisies bou, en hulle het nou planne op hierdie berg. En die Here praat met hulle, en dan staan daar in vers 5 van Matteus 17, terwyl hy nog praat, het hy helder wolk skielik 'n skaduwee oor hulle gegooi, en kyk, 'n stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Jesus was die grootste bedienaar van alle tye. Hy was die een gewees wat mense kon bedien het en wat ook uitgeput geraak het, natuurlik geestelik. Hy het geestelik soveel uitgegee. En ek weet nie of julle ook in die woord sien dat dit 'n dae aan een gegaan soms. Daar was hierdie plek waar ons is nou al 3 dae op hierdie plek. Die mense het niks om te eet nie. Jesus het geestelik ook uitgeput geraak. Maar dan sien ons, hoe kom die Vader, en die Vader se uitspraak oor sy lewe, kom doen iets. Jy sien, die Vader kom en hy kom bevestig sy seun se identiteit. Hy kom en hy kom bevestig dit waarmee Jesus besig is. En hy kom bevestig dat hy is tevrede met sy seun. Dis in God se woord in my en jou se lewe. Bring 'n belewenis in jou gees wat geen vakansie vir jou kan gee nie. Jy sien, wanneer ek en jy genade ontvang, wanneer ons hierdie boodskap van genade ontvang vir ons, wanneer ons besef dat genade kom maak my vry, dat genade is, jy moet niks doen nie, ek nooi jou om saam met my te kom, ek nooi jou om jou geloof in my te plaas, ek nooi jou om my te vertrou met jou lewe. Ja, Here, maar as ek nie dit en dit en dit nie. Die Here weet wat jy moet doen. Hy nooi jou om ritmes te leer en 'n kwaliteit van lewe wat hy vir my en jou het, om te leef op hierdie aarde, waar ek en jy nie leef vir 6 dae, sodat ek kan rus nie, maar waar ek leef vanuit rus, elke dag in. Die Here wil hê ons moet vanuit hierdie plek leef, en dat ons elke dag ritmes het in ons lewe, waar ons besig is om te lewe vanuit rus. Wat staan teenoor rus in jou lewe? Jy vanoggend hier sit, musiekspan kan vorentoe kom. Jy sien, om rus te kies in my en jou se lewe is om ook die Here toe te laat om jou te help om te leer hoe ek kies teen die gejaagdheid van die wêreld wat ons so druk om hard te leef en om die begeertes van my hart te bereik. Rus kom maak my en jou kragtig en weerstandig teenoor die wielietjie wat die wêreld wil hê jy op moet klim elke dag. Rus kom en dit maak jou sterk teen 'n eksterne wêreld wil druk op ons kom plaas. Maar rus maak jou ook sterk vir hierdie interne wêreld wat so besig wil wees. Staan saam met my vanoggend. Net daar waar jy staan, kan jy net jou oë toemaak en dis maar net 'n manier om 'n bietjie te fokus. Jou geestesoë net te kan beleef. En net daar waar jy staan, wil ek jou net nooi in hierdie oomblik. Wil jy maar net sien hoe die Here kom vanoggend. En hy sê kom. Hy sê elkeen wat moeg, dalk bedruk, uitgeput is. Ek nooi jou. Ek nooi jou om 'n kwaliteit van lewe te ontdek saam met my. En ek nooi jou om vandag 'n besluit te maak, om vandag 'n streep in die grond te trek as ware, om hom toestemming te gee, sodat jy kan kom leer
Hoe lyk hierdie kwaliteit lewe in Jesus Christus? Dalk is daar 'n area vandag wat jy geïdentifiseer het, fisies, of jou brein, of sosiaal, of jou emosies, of geestelik. Jy vandag sê, Here, help my, leer my, om in hierdie area vry te kan lewe, om U te kan vertrou. Amen. Net Johannes so in die lig opsteek saam met my. Kom ons sê net vir die Here dankie vir dit wat hy vir ons kom gee het. Here, ek wil saam met elkeen wat hier is vanoggend net kom sê dankie. Dankie dat U vir ons 'n lewe kom gee, Here, waarin ons kan leer wat dit is om kragtig te lewe. Here, dankie dat U die beheer neem. Dankie, Here, dat genade vir my genoeg is en dat rus vir my beskore is. Ons loof U, Here. Dankie, Jesus. Kom ons sluit af met hierdie pragtige lied.